baie hartlik welkom en mag jy ook so die Here se nabyheid beleef as ons bietjie verder reis. As 'n mens stil genoeg word, dan kom jy agter bekering of 'n eerlike inkeer na onsself is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar 'n proses wat gereeld weer die aandrang van ons slegte gewoontes en gedagtes moet weerstaan om voor God se genade te kan verskyn. Sodat ons uiteindelik kan kom by bevrydende waardes en gesonde geloofspraktyke. Ja, die woestynvaders het dit baie sterk ervaar dat hulle in die eerste, die tweede tot die 4de eeu op 'n baie harde manier het hulle probeer wegvlug van 'n magskultuur of 'n korrupte kerk en samelewing om ten einde in afsondering en stilte ook die woestyn beter te leer ken, om uiteindelik God se stem duideliker te hoor. Maar dat hulle eintlik agtergekom het is dat daar, soos iemand dit gesê het, 'n kakofonie van stemme binne die landskap van hulle harte is. En hierdie innerlike stemme, 'n vloed van slegte gedagtes en gewoontes wat hulle rus versteur. En hulle aandag versplinter en ook die krag van hulle gesonde gewete verswak. En hierdie kragtige woorde, they sought wholeness, but all they discovered was brokenness. Ek sê sommer dankie vir Envia en vir Dr. Karel Antonissen gemaak gebruik van sy lydingstydrefleksies. Wat 'n wonderlike voorreg om ook so saam daardeur te kan werk. Hulle was op pad of was op soek na heelheid, maar al wat hulle aangetref het was gebrokenheid. En as ons Markus 7 lees, dan hoor ons iets van hierdie gebrokenheid. Amper hierdie donker skadu of die donker landskap van 'n mens se hart. Maar het hy verder gesê, wat van binne af uit 'n mens kom, maak 'n mens onrein. Kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al hierdie slegte dinge kom van binne en dit maak 'n mens onrein. Om teen hierdie menslike impulse en gedagtes, so stiller jy word, kom jy eintlik agter hoe dat daar eintlik binne in myself 'n klomp donker goed skuil. Maar hoe wonderlik dat jy weet dat jy ook die Here kan opsoek. Dat jy hom nie eers hoef op te soek nie, maar dat hy daar by jou is in hierdie strewelinge en worstelinge. Wanneer jy stil genoeg word en jy sien amper iets raak binne in jouself wat jy nie graag wou sien nie, is dit eintlik 'n wonderlike ontdekking om die beginpunt van 'n bevrydende proses. Mag jy met dit in jou rou eerlikheid na die Here toe gaan en sien hoe hy dit kom wegneem. As ons Dawid se gebed in Psalm 51 hoor, as hy bid, Here, skep in my 'n rein hart, o God, wis my oortredings uit. As ons ook by die nagmaal, by die sakrament van die nagmaal stil staan, dan hoor ons en dat ons deel, dat ons uiteindelik deel gemaak word, dat Christus ons weer heel maak en deel maak en reinig, en ons die herinnering daaraan, dat dit nie 'n plek is waarvan ons moet wegdeins of wegskram nie, maar dat ons sy uitnodiging aanvaar en by die tafel kom sit, wat hy vir ons voorberei het. Mag jy die genade ook van die Here beleef, wanneer jy ook in hierdie proses besig is. Mag sy lig vir jou, al is dit in die verte, 'n lig vir jou skyn en mag jy daarin
vashou. Dankie o Here, dat ons aan U kan vashou, maar dat ons ook met ons rouste en ons mees kwesbaarste emosies of gedagtes of ontdekkings ook na U toe kan gaan. Dankie vir die liefde en die sorg. Ons loof U daarvoor. Amen. Mag die Here jou seën. Mooi bly.